Welkom by KidsAid Spelling se Afrikaanse en Engelse program. KidsAid Spelling het in die laaste 12 jaar 'n nuwe metodiek ontwikkel vir die aanleer van tale. Wat doen KidsAid Spelling anders? Heel eerste, liaseer ons inligting vir leerders. Dit beteken ons groepeer inligting sodat elke leerder deurlopend bewus is waarmee hy werk. Tweedens maak ons seker dat heel breinontwikkeling plaasvind. So die metodiek wat ons gebruik, spreek alle forme van leer aan. Daar's kinestetiese leer, auditiewe leer en visuele leer. Ons resep bly ook deurlopend dieselfde. Dit beteken ons verander nie ons konseponderrig van graad 1 na graad 12 nie. Dit waarmee ons die A assosieer in graad 1 is nog steeds dieselfde prentjie wat ons in graad 12 gaan gebruik. En dan maak ons seker dat Bloom se taksonomie ook in onderrig gebruik word en nie net by assessering nie. So ons sê, leerders moet eers sekere kennis kan onthou. Daar is 'n klein bietjie memoriseerwerk wat moet plaasvind. Dan moet 'n leerder verstaan wat dit beteken en dan moet hy dit onafhanklik toepas. Die probleem is, in ons sisteem tans, veral in die grondslagfase, werk ons grotendeels net op geheue. En dan weer dink ons, van graad 4 af, hoe meer toepassing ons doen, hoe beter gaan die kinders presteer. Ongelukkig, toepassing sonder onthou en verstaan is eintlik maar net raai. En vandag is dit reg, maar môre is dit verkeerd. Dit skep ongelukkig ook by ons generasie kinders tans 'n klomp angs, wat natuurlik vir die wat weet, jou kognitiewe vermoë beperk. So KidsAid Spelling gaan gebruik die wetenskap om 'n metodiek aan te bied, wat seker maak alle leerders vind aanslag by die program. Dit word deurlopend dieselfde gedoen, daar vind herhaling plaas, goeie vaslegging en dan toepassing. Kom ons kyk nou hoe ons elkeen van hierdie fasette hanteer. Om inligting te liaseer, het ons die hele taal in verskillende huisies opgebreek. Daar's 8 groepe wat geleer moet word om 'n taal te bemeester. En Einstein is ons krimpvarkie wat deur ons program gaan stap om op die ou end sy graad in Afrikaans te verwerf. So Einstein gaan verskillende huise besoek. Sodra ons met 'n sekere groepering besig is, byvoorbeeld woordsoorte, gaan plaas ons Einstein fisies by die plaashuis, sodat leerders weet waarmee werk hulle. Wat ons ervaring is, byvoorbeeld, ek sal vra in praktyk, wys vir my of benoem vir my die geel letters in die alfabet. Dan sal leerders kom met antwoorde soos byvoeglike naamwoorde, wat glad nie in konteks is nie, want ons is besig om vokale en konsonante of klinkers en medeklinkers te beskryf. Hoekom gebeur dit? Want alle inligting word net die heeltyd gegee, maar ons sê nie vir die leerder waar dit hoort nie. Dit is soos om vir 'n kind 'n legkaart uit te deel, maar hy weet nie wat se prentjie moet hy bou nie. En ons verander dit eenvoudig om ons hele taal op te breek en die korrelasie tussen Afrikaans en Engels ook vir leerders aan te dui, dit is presies dieselfde. So inligting word skielik baie beter geliaseer en daarom, wanneer ek dan 'n inligtingstukkie nodig het in 'n eksamen, kan ek baie vinniger by die leer uitkom, as wat al die papiere op 'n hoop lê in my brein en ek moet deur alles blaai om iewers die antwoord te gaan soek. KidsAid Spelling maak van al die verskillende fasette van onderrig en om heel breinontwikkeling te skep gebruik. Ons gebruik baie beweging, ons gebruik prentjies, ruimtelike oriëntasies met speletjies, selfs met die bou van die klankbord. Ons het herhaling in heel breinontwikkeling. Ons maak seker die geheuestoor word voldoende gestimuleer sodat daar baie herhaling is om langtermyn uitkomste te gee.
auditiewe onderrig bly staan, want dit is die primêre manier waarop ons vir leerders verduidelik, en die volgorde en ritmes in ons klaskamer bly konstant. So ons spring nie vanoggend doen ons dit, môre doen ons dit, oormôre doen ons dit. Die kind weet glad nie wat om te verwag nie. Sodra ons die ritme handhaaf, beteken dit 'n leerder kom voorberei. Sy denke is reeds daar. So ons hoef nie elke dag te sukkel om vir kinders te verduidelik waarmee ons gaan werk nie. Hulle weet presies wat is die ritme. Ons gaan die muurkaarte doen, ons gaan die klankbord bou, ons gaan die reëls leer, ons gaan na ons aktiwiteitsboek toe. Dit is die ritme waarna ons werk. So ons is baie opgewonde, is 'n baie lekker program en leerders en onderwysers geniet dit eweveel. Moet ook nie die vaslegging met beweging deur ons motoriese vaardigheid wat ons gebruik om klanke aan te leer, onderskat nie. Dit maak dat leerders baie vinniger inligting vaslê as wat ons dit net auditief en visueel doen. Hierdie is 'n sprekende voorbeeld van hoe ons dieselfde goue draad handhaaf. Die linkerkant se muurkaart wys vir jou al die konsepte wat geleer moet word van die letter A in Afrikaans om spelling te bemeester. Die regterkant se muurkaart wys vir jou waarmee ons in graad 1 kwartaal 1 gaan werk. Natuurlik kan jy sien dat daar baie meer is links en net een is regs, maar die geheim is die prentjie wat ons regs gebruik verander nooit nie. So selfs in graad 7 bly dit steeds die arm. Ons het nie 100 verskillende prentjies elke jaar, elke juffrou, elke kwartaal, elke boekie 'n ander assosiasie nie. So die vaslegging is net soveel meer suksesvol. Hierdie is Bloom se taksonomie waarmee die meeste van julle bekend is. Aan die linkerkant glo ons jy tel 1 2 3. Dis begin jy by onthou, verstaan en toepassing. Tans werk die skool 80% op toepassing. En hoe meer toepassing, hoe beter is die uitkoms. Ons sê nee, stop by onthou. Daar's sekere werk in Afrikaans en Engels wat fisies geleer moet word en ons ervaring is al hoe minder tyd word spandeer om konsepte te leer, regtig op jou boude te sit en te leer. Voordat jy sekere begrippe nie ken nie, gaan jy dit nie verstaan nie. Eers as jy daai definisies en daai vaslegging oor en oor geleer het en dit soos 'n rympie in jou kop is, kan jy dit regtig begin verstaan en sodra jy daarmee klaar is, kan jy die toepassing suksesvol in enige vraestel en op enige manier doen. En dit is ons doelwit. Ons gaan nie eers nou in die grondslagfase praat verder oor analiseer, evalueer en skep nie. Dit is die hoër orde denke. Ons kom deur ons program by al 3 daai stappe ook uit. Ons leer die kinders hoe om inligting te analiseer met die manier wat ons dit doen. So ons sal byvoorbeeld vir 'n leerder sê, hoekom het jy die enkel A geskryf en nie die dubbel A in 'n woord soos bane nie? Dadelik moet hy die inligting analiseer. Hy moet bepaal van hoekom die enkel A en nie die dubbel A nie. En hy kan die reël toepas, maar hy moes eers die reël heel onder geleer het voordat hy dit kon gebruik om analise te doen. So analise, evalueer en skep is die finale boublokkies, maar ons moet die onderste blokkies eers volledig stewig bou. Ons primêre bronne vir die ontwikkeling van die wetenskap was die boek deur Caroline Leaf en All About Spelling se program en All About Reading en ook die departement se KABV dokument en natuurlik Bloom se taksonomie. Ons het ook gaan kyk na verskillende wêreldklas kenners op die gebied van neurowetenskap en taal aanleer en hoe hulle dit benader. So hierdie is 'n geïntegreerde program waar ons klomp wetenskap vat en dit probeer prakties maak sodat 'n mamma wat by die huis tuiskool of 'n juffrou wat nou net gegradueer het met absolute selfvertroue kan vorentoe gaan en 'n les vir 'n leerder aanbied op die vlak van die leerder met die wete dat ons hierdie resep gaan hou en ons gaan sukses bereik vir die langtermyn. Tans is dit in graad 1 tot 3 die geval dat ons sukses kry vir graad 1, maar ons uitkoms in graad 4 tot 12 is baie swak. So ons wil dit omdraai en sê, werk slimmer in graad 1
al is dit 'n bietjie stadiger en ingewikkelder. Maar dit moet 'n uitkoms kan bied vir ewig. Jy kan nie graad 1 kennis onderskat nie, want dit is wat 'n kind nodig het vir ewig in 'n taal. So dit is die wetenskap agter kiesatspelling.